Vandag is 'n baie spesiale dag op ons Christelike kalender en ons vier die dag wat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Voordat ons daarmee begin, kom ons sing 'n lekker liedjie saam. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break,
Caring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. Dit is lekker om die Here se naam so saam groot te maak en sy naam te eer. Maar wanneer ek dink aan die dag van Hemelvaart, is dit eintlik so 'n groot gebeurtenis in 'n gelowige se lewe. Jy weet nie, ek onthou in die ou bedeling het ons daardie dag as 'n vakansiedag gevier. En dit is asof dit net in die liggaam van Christus in die jare wat gevolg het, al hoe minder belangrik geword het. En daar is soveel goed wat ons uit hierdie dag en uit hierdie gebeurtenis kan uithaal, wat net so mind-blowing is vir die kind van God. En ek wil vandag 3 goed saam met jou deel, wat ek vat uit die dag van Hemelvaart uit. En eerstens, moet ek en jy vandag besef dat Jesus het gegaan om vir my en jou 'n plek voor te berei. Toe hy opgegaan het, sê die woord, hy het homself neergesit langs die Vader. En hy sit tot vandag toe langs die Vader, besig om vir my en jou in te tree, rakende die werk wat hy ons gelos het om te doen hier op die aarde. En Jesus maak aan die belofte aan sy volgelinge, dat hy ons vooruit sal gaan, dat hy hemel toe gaan, daar waar hy vandaan kom. Daar waar hy sy plek verlaat het in die hemel en sy woning hier op die aarde kom maak het, om tussen ons te kom leef. En hy het gesê, hy gaan voor ons uitgaan, hy gaan teruggaan, om vir elkeen wat glo, en elkeen wat in geloof leef, 'n plek daar voor te berei, 'n plek waar ek en jy vir ewig saam met hom kan wees. Kom ons kyk gou na die volgende 2 skrifte. In Johannes 16 vers 16 sê Jesus die volgende, hy sê, nog net 'n kort tydjie, en julle sien my nie meer nie, en weer 'n kort tydjie, dan sal julle my weer sien. En wat het Jesus daarmee bedoel? Want die disippels was hartseer geweest, want Jesus praat nou die hele tyd van, hy gaan doodgaan, en hy sê ook, hy gaan opstaan, en dan gaan hy weg wees. Hy gaan nie meer saam met hulle wees nie. Maar dan troos hy en sê, moenie bekommerd wees nie. Daar gaan 'n tyd kom, wat julle my weer sien, na 'n kort rukkie. Hy het daar gepraat van sy hemelvaart, en die tyd wat hy gaan weggaan om vir my en jou 'n plek voor te berei. Kyk wat sê hy in Johannes 14 vers 2 tot 6. Jesus sê, in die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Jesus maak die verklaring sê, ek jok nie, ek is die waarheid. As dit enigstens iets anders was, sou ek vir julle gesê dat dit nie so was nie. Ek gaan soontoe om vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek ingerig het, dan kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees daar waar ek is. Julle weet mos waarheen ek gaan en hoe om daar uit te kom. 'n Ongelowige Thomas kom toe, soos wat Thomas maar is, en hy sê vir Jesus, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan weet wat die pad daarheen is? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit, behalwe deur my nie. As julle my ken, sou julle my Vader ook geken het. Van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. Jesus maak die verklaring, as ek en jy gesien het wat hy doen en hoe hy is en hoe hy optree, het ons die Vader reeds gesien. Maar die punt is dat hy voor ons uitgaan om vir my en jou 'n plek voor te berei. Sodat wanneer ons klaar is met hierdie wêreld, wanneer ons klaar is met hierdie aarde, ons kan uitsien na iets wat Jesus vir elke gelowige voorberei het. Ons het 'n versekering, 'n vooruitsig wat voor ons lê. Ek weet, elkeen van ons gaan deur staf in hierdie lewe op hierdie oomblik. Elkeen van ons vind hierdie lewe as moeilik en drukkend. Dis nie wat ons gedink het dit gaan wees toe ons Jesus aangeneem het nie. Maar hy maak vir ons die versekering dat daar 'n dag gaan kom waar ons saam met hom gaan wees. En hy is op hierdie oomblik besig om vir ons 'n volmaakte plek saam met Jesus voor te berei. Weet jy wat, dis iets wat nooit van my en jou af weggeneem kan word nie. Dit gaan vir ewig wees.
saam met Jesus. Ek sien so uit na daardie dag. Ek weet jy ook. Die tweede ding wat ek vat uit hemelvaart uit, is dat hy vir sy disippels, vir my en jou, elke gelowige, elke volgeling, 'n opdrag gegee het om uit te voer. Op hierdie dag wat hy opgeneem is, het hy sy finale instructions gegee, voordat hy van ons af weggeneem is. En daardie instructions was al die manual gewees, die blueprint gewees van hoe om sy koninkryk te bou op die aarde, terwyl hy in die hemel besig is om ons plek voor te berei. Ons moet verstaan dat hy die hoof is van die liggaam. Hy is die bruid. Ons is die bruid. Hy is die bruidegom, ekskuus. En ek en jy is die bruid. Hy is besig om die bruid se plek voor te berei. Vir daardie dag wat ons kom haal, om in 'n feesmaal saam met hom te kan wees. Ek wil gou saam met jou kyk na die volgende 2 skrifte, waar Jesus vir ons hierdie opdrag gee, voordat hy weggeneem is. In Matteus 28 vers 16 tot 20 sê hy die volgende. Die 11 disippels het toe na Galilea gegaan, na die berg, soos Jesus hulle beveel het. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party van hulle nog getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag, 'n ander vertaling sê vir ons, alle autoriteit, oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan dan, maak al die nasies my disippels, en doop hulle in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het, en weet dit verseker, ek is vir altyd by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Nou het Jesus gesê dat hy vir ewig saam met hulle gaan wees. Jy sien, Jesus moes die Heilige Gees gestuur het, om binne in elkeen van ons lewens te kom woon, en ons lewens te rig en te lei, volgens die opdrag van Jesus. Maar Jesus moes eers teruggaan, om sy plek van heerlikheid op sy troon te gaan inneem langs die Vader, voordat die Heilige Gees gestuur kon word, om in elke gelowige te kon woon. Deur in ons te kom woon, deur sy Heilige Gees, maak hy die verklaring dat hy ons nooit sal los nie. Weet vandag, hy sal jou nooit los nie. Daar waar jy vandag is, het Jesus beloof, ek sal altyd by jou wees. In Markus 16 vers 14 tot 20 brei Markus 'n bietjie uit op hierdie opdrag wat Jesus vir ons gegee het. Nou gaan hom lees vanaf vers 14 tot vers 20. Nog later het hy aan die 11tal verskyn terwyl hulle besig was om saam te eet. En hy het hulle aangespreek oor hulle ongeloof, hulle koppige onwilligheid om die te glo wat hom na sy opstanding gesien het. Toe het hy aan hulle beveel en gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal, oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hierdie is die wondertekens wat diegene sal beleef wat glo. Hulle sal bose geeste uitdryf in my naam. Is jy vandag 'n gelowige? Die woord sê dat hy jou die autoriteit gegee het om duiwels en demone uit te dryf. Hulle sal in nuwe tale praat. Hierso maak Jesus die verklaring dat elke gelowige in tale sal kan praat. Dit is sy begeerte dat ek en jy wel in tale sal praat. En ek weet van julle is gelowiges en van julle sukkel miskien met daardie konsep van tale praat en daar is al vir jou gebid en dit het nog nie gebeur nie. Weet verseker vandag dat Jesus gesê het dat die gelowiges in nuwe tale sal praat. Dit is vir jou bestem. Moenie dat die vyand vir jou sê dat dit nie vir jou bestem is nie. Dit is vir elke gelowige bestem. Hou aan glo, hou aan vertrou, hou aan vra. En ek glo dat daardie gebeurtenis in jou lewe gaan plaasvind. Sooner than later. Hulle sal slange ongedeerd kan hanteer. En as hulle iets giftigs drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal die siekes hande oplê en hulle sal gesond word. Weereens, vir wie sal dit wees? Elke gelowige sal die vermoë en die krag binne lê om hande op siekes te lê. En die verklaring is dat mense gesond sal word. Vers 19 sê dat nadat Jesus klaar met hulle gepraat het, is hy in die hemel opgeneem
en het hy op die ereplek aan God se regterhand gaan sit. Sy disippels het toe die goeie nuus oral gaan verkondig, en die Here het saam met hulle gewerk, en hulle boodskap bevestig, deur die wondertekens wat daarmee gepaard gegaan het. Hier is vir my 'n baie belangrike stuk, dat Jesus se opdrag was, dat ons sal uitgaan, sy naam sal verkondig, sy manier van dinge doen, sal gaan verkondig, en dat soos wat hulle sy heerlikheid aan mense bekend maak, dat God deur die Heilige Gees saam met hulle sal beweeg, hulle woorde sal bevestig, sy liefde aan mense in hulle lewens sal bevestig, en wondertekens en gawes sal losmaak, om sy teenwoordigheid en sy krag aan hulle bekend te maak. Dit is amazing, dat die Heilige Gees, soos wat ons hom volg, in alles wat ons doen, ook soms vir my en jou wag, om te doen dit wat Jesus vir ons gesê het om te doen. Die Heilige Gees wag dat ek en jy in gehoorsaamheid aan die woord van God optree, sodat die koninkryk van God op hierdie aarde gebou kan word. Jesus vertrou my en jou met hierdie almagtige taak. Kan jy imagine dat die skepper van die heelal vertrou die mensdom om sy naam te gaan verheerlik en sy koninkryk uit te bou? Hy vertrou jou en my met die taak van koninkryk bou. Hy vertrou my en jou met die taak van mense gesond maak, mense vry maak, deur sy Heilige Gees. Onthou, dis in sy autoriteit wat ons dit doen. Maar dit gaan nie gebeur in mense se lewens tot ek en jy opstaan en actually uitgaan en in gehoorsaamheid aan God se woord optree nie. Wat 'n groot verantwoordelikheid het Jesus aan die liggaam van Christus, sy eie liggaam, gegee met daardie woorde. Dit is deur sy liefde vir elke mens wat hy gesterf het. En daai selfde liefde wat hy mense nader aan homself wil trek. Mense weer met homself versoen en met die Vader wil versoen. En die manier wat ek en jy dit moet doen, is om in liefde op te staan. En mense se lewens met die liefde van God te impakteer. Ons is nie verniet, Impak Kerk nie. En dit is God se gebod, God se opdrag, dat ek en jy 'n impak gaan hê vir sy koninkryk in die lewe van mense. Op hierdie dag het hy ook natuurlik vir die mense die opdrag gegee om te gaan wag in Jerusalem vir die belofte wat hy vir hulle gaan stuur. En hulle het Jerusalem toe gegaan, hulle het in die bovertrek by mekaar gekom, hulle het saam gebid, hulle was in eenheid gewees, hulle het die aangesig van God gesoek. En 10 dae later is die Heilige Gees op hulle uitgestort. En ons gaan ook volgende naweek hierdie gebeurtenis vier, hierso by Impak Kerk. Saterdag aand gaan ons dienste hê, lekker kragtige diens, en Sondagoggend en deur die dag gaan ons dienste hê oor Pinkster, oor die uitstorting van die Heilige Gees. Jy wil dit nie mis nie. Wil jy 'n vars aanraking hê van die Heilige Gees en van God af, moenie daardie dienste mis nie. Volgende week, Saterdag en Sondag. Saterdag aand en Sondag deur die dag. Ons is excited oor dit. Die laaste ding wat ek vandag met jou wil deel, wat ek hier uit die hemelvaart uitvat, is die feit dat Jesus terugkom om my en jou te kom haal. Nadat hy vir ons 'n plek voorberei het, gaan daar 'n dag kom wat hy gaan besluit en waar die Vader gaan besluit om hom terug te stuur. En op daardie dag kom hy nie terug soos 'n lam nie, hy kom terug soos 'n leeu. Hy kom terug om my en jou te kom haal, om sy kerk nader aan hom te trek en weg te vat om saam met hom vir ewig te wees. Kyk wat sê hy hier in die volgende 2 skrifte. Johannes 16 vers 22 sê Jesus, julle ondervind ook nou hartseer. As ek julle egter weer sien, sal julle harte oorloop van blydskap en niemand sal die blydskap weer van julle af wegneem nie. Het jy al gewens dat Jesus nou op hierdie oomblik in hierdie swaar tye hier by jou kan wees en net saam met jou kan wees? Of weet jy, deur die Heilige Gees is hy by jou. Ons is konstant in Jesus en in God se teenwoordigheid, maar daar gaan 'n dag kom wat hy terugkom vir my en jou. En hy sê ons blydskap op daardie dag gaan oorvloei. Ek kan nie wag nie. En niemand sal daardie dag en daardie gebeurtenis van jou kan wegneem nie. As jy eers daardie dag saam met hom is
is dit vir ewig, vir altyd. Dit gaan nooit weer kan verander nie. Hoe amazing gaan dit nie wees nie. In Matteus 24 vers 30 sê hy dan uiteindelik sal daar 'n teken teen die hemel verskyn, om aan te dui dat ek, die Seun van die mens, aan die kom is. Daarop sal al die nasies van die aarde geskok en ontsteld wees. Hulle sal my, die Seun van die mens, met krag en groot heerlikheid op die wolke van die hemel sien kom. Jy sien, wanneer hy kom om ons te kom haal en na homself toe te neem, en na daardie plek wat hy vir ons voorberei het, ons na daardie plek toe te neem, wat 'n groot en 'n amazing dag gaan dit nie wees nie. Die skrif sê, dat dit gaan wees vir elkeen wat aan hom geglo het, en in daardie geloof gedoen het wat hy gesê het. Wanneer hy terugkom, gaan daar 'n dag wees, wat ons almal saam in die hemel gaan wees, wat hy vir ons belonings gaan gee, na mate ons lewens op hierdie aarde uitgeleef het, in gehoorsaamheid aan hom. Daar's 'n verhaal in Matteus 25, waar hy praat van die bokke wat wanneer hy terugkom, die bokke gaan hy skei op die een kant, die skape gaan hy skei op die ander kant, en die skape gaan die wees wat in hom geglo het, en wat hom gevolg het, en vir die skape gaan hy sê, kom in my heerlikheid in, die van julle wat my wil op die aarde gedoen het, hierdie heerlikheid wat ek van die begin van die heelal af vir julle bepaal het en beplan het. Want julle het my kom besoek in die tronk toe ek in die tronk was, en julle het my kom besoek in die hospitaal toe ek siek was, julle het my kos gegee toe ek honger was, julle het my klere gegee toe ek kaal was, en julle het in liefde opgetree teenoor jou naaste en teenoor mense op hierdie aarde. En hulle gaan vra, wanneer het ons jou gesien en hierdie goeders aan jou gedoen? En sy antwoord sal wees, as julle dit vir die minstes van hierdie om julle gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Jy sien, Jesus se opdrag met sy hemelvaart was gewees om in liefde op te tree, mense se lewens te impakteer met God se liefde. Sodat mense kan weet dat daar 'n verlosser is, dat daar 'n Vader is wat vir hulle ontsaglik lief is. Op hemelvaart het hy daardie taak vir my en jou gelos om te verrig. Ons is dankbaar dat Jesus gekom het, sy lewe vir ons gegee het. Ons is dankbaar vandag dat hy weer gegaan het. Ons is dankbaar dat hy gaan terugkom. Maar in hierdie tyd wat ons wag vir sy terugkoms, is daar 2 goed wat ek en jy wel moet verrig, wel moet doen. Ons moet God eer met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele wese. Ons moet hom aanbid. Ons moet in 'n hegte verhouding met hom wees. En uit daardie verhouding uit moet ons die liefde van Jesus, die liefde van God gaan uitleef aan 'n gebroke wêreld. Dit was sy opdrag gewees. Jesus die belofte. Hy kom terug sodat ek en jy vir ewig saam met hom verenig kan wees. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir hierdie groot belofte wat ons vandag kan vashou, Here. Wanneer dinge moeilik gaan, wanneer dit donker gaan, dat daar iets is waarin ons net kan weet, dit gaan nou oukei wees, ons gaan deur hierdie kom, maar eendag is 'n dag wat ons in die heelal saam met U vir ewig gaan wees, Here. Dankie dat ons daardie versekering kan hê, dat U ons nooit sal los nie, dat U ons nooit sal begewe nie. My gebed is vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat hulle sal opstaan en dit sal doen wat U hulle vooropgerig het om te doen, Here, dat hulle in hulle roeping sal inbeweeg, dat hulle 'n hegte verhouding met U sal stap, Here, dat hulle ore sal oopmaak om die stem van die Heilige Gees in hulle lewens te hoor en te verrig dit wat U oor hulle lewens uitgespreek het. Mag almal wat hierdie boodskap hoor, onder die genade en die seën van Jesus Christus wees. Mag sy beskerming oor hulle wees. Mag die genesing oor hulle wees. Mag hulle al die voorsiening hê wat hulle nodig het in hierdie tyd. En mag U besig wees in hulle lewens om hulle op te rig om die bruid van Christus te wees, skoon en vlekkeloos. En ons bid dit vandag in die magtige naam van Jesus Christus. Ons kan nie wag om U te sien nie. In Jesus naam. Amen. Mag God jou ryklik seën vandag.
you.